Kan jy boorde spuit met 'n drone? Okay, ek is hierso saam met Olof Berg. Hy gaan my bietjie meer vertel presies hoe werk daai besigheid op appels. Maar jy kan hom sitrus, enige van daai net soos jy lus is, kan jy hom actually mee werk. So, kom ons vind uit XIG P100 Pro. Dis 'n awesome drone. Olof, hoe lyk dit? Goed jy, Choppie? Nee, doodstil rustig. Okay, so, verduidelik my gou hierso links. Ons het nou die XIG P100 Pro. Wat maak die drone nou 'n bietjie anders? So dis sy spoed en asook al die meganismes waarmee hy saamkom, asook sy batterye. Ek kan albei gaan op. Jy sê spoed, verduidelik my 'n bietjie meer. So ons kan lekker vanaf vlieg teen 50 km/h. Dit is wat ons gewoonlik maar doen met die spat en asook groot closed canopy crops en so aan. Ja. En dan maar obviously op die bome en die tipe van goeders gaan ek hom nou 'n bietjie stadiger vlieg, né? Ja. Verkieslik 2 meter per sekond tot 3 meter per sekond daar tussenin. Ja. Okay, jy het nou hierdie ding nê, gereeld terra, wat nou maar beteken dat jy die ding 3D maps gedoen het voor die tyd. Korrek. Ja. En met hierdie besigheid, ek wil julle net die wys. Hy het so 'n ander voetjie wat jy hom nou aansit. Dan werk hy met daai kamera. En dan basies het hy nou maps gemaak met hom. Waar sal ek dit nou actually gebruik? So dis al jou orchards en jou vineyards, skief weer in Engels. En meestal maar boorde wat jy kan gebruik om baie akkuraat boor jou kardinaal van jou boom wil vlieg of in die middel van die twee rye, wat ook al vir die beste gaan werk vir daai gif. Okay, so daar waar jy hom gestel het, want ek het gesien hy het so in die middel gevlieg. Jy het hom gestel dat hy spesifiek daarso vlieg, ja. Nee. Soms wil jy in die middel vlieg sodat jy die kante ook kan kry. Nie net die middelkant waar jy. Ons sê dis nie hy wat nie geweet het waar hy vlieg nie, dis jy wat hom al gestel het, nee. En dan hy het nou basies boor hierdie windbrekers gegaan en ons het nou daarso ook gespuit. Dis nou jy het niks gedoen, jy het hom nie opgetel daar nie. Ek het dit met 'n remote in my hand gehad nie. So en dan gaan hy self boor daai bome. Korrek. En so as jy nou verskillende, want ek weet veral op die pekanneute byvoorbeeld, sit jy baie met hoër en laer bome en daai tipe van dinge, dan doen hy dit sommer self vir jou. Korrek, ja. Of as jy nou 'n lekker kurwe in die land het, jy weet dan hardloop hy so af. Ja. En as jy hom nou onder op 4 meter begin, as jy in die bokant, dan vlieg hy al in die bome vas. Ja, so hy besluit self sy eie spoed in vir daai obstacle of daai helling wat hy vlieg. So besluit hy op sy eie wat sy spoed hy mee gaan vlieg, ja. Okay. Kry hierdie ding nou actually penetrasie deur hierso van die noem dit nou maar die spuitstof tot op die grond. Ja, korrek. Met al die thras wat hy op na die grond toe gooi, maak hom tot op die stam amper nat. Op die grond. So ek hoef nie te worry dat ek actually kom ons sê 'n boordspuit nodig het om dit te doen nie. Ek kan dit met hierdie ding actually deurdruk. Verseker. Tot onder jy kan lekker penetrasie onder die blaarhoek kry vir jou swamdoders. Wat ek weet geprobleem is in die druiwebedryf, ja. Okay, right, want soos hier op die, ek meen hulle het nou op die appels, waarvoor gebruik hulle die gewoonlik op jou appels, perskes, daai tipe van dinge? Gewoonlik spuit jy vir jou insekdoders en jou swamdoders, asook jy kan nou blaarvoeding ook op hom spuit. Werk lekker effektief op die appels, ja. Wat die blaarvoedings aanbetref, ek neem aan die ouens moet ook dan maar net kyk wat jou konsentrasie is, omdat jy minder water het. Correct. Laat jy nie en afhangende wat se tipe blaarvoeding jy doen, laat jy nie die bome brand nie, nee. Ja, jy moet baie naby saam met jou gifryp werk om hierdie goeders te handhaaf, ja. Seker te maak jy goed is reg. En dan sê vir my net gou vinnig payload op hom. Ja, so is 'n 50 liter, soos almal weet, daar's nou 'n 60 liter wat nou kom met sy high performance kit. Sy payload is nou 50 liter met sy 80 liter op die agter ons. En dan ja, want hierdie is nou basies vir jou kunsmis slagpellets wat die ouens gooi op hierdie tipe van dinge daai wat jy hom mee kan hardloop. Korrek, ja. Okay, pompe, verduidelik my gou vinnig. So jy pompe, as jy 2 peristaltiese pompe wat nou basies werk, selfs as daai peristaltiese pompe wat jy in die chirurgie ook moet kry wat help in die bloedpomp. Ja. Presies werk presies dieselfde as konsep. Hy vryf amper half die pyp so vorentoe as ek dit so kan stel, nê. Yes. En dan so hy kom nooit fisies in kontak met die pomp nie, ja. So maak nie saak wat jy in daai ding gooi nie, dit gaan nie jou pomp opneem. En dit is waar die GF120 lekker gaan werk op hierdie pompe want hy gaan nie verstop nie. Want hy met daai dik stroop wat jy sê dit is dis die goed waarmee hulle spat, nê. Korrek, ja. Die GF120.
Uitstekend. Olof, dankie baie. Groot plesier, Chippy. Right, so, dit is, as jy nou lus is om te spuit op jou boorde, daai tipe van goeders, kom met hulle in kontak, dan realterra jy hom, jy map hom voor die tyd, en dan hardloop jy hom en dan spuit jy lekker. Dis die van Farm Spice af, linkie boven jou onder, tot volgende keer. Groete.